daarom vir Lou en mens kan ietsie besonders doen op hierdie dag. En Lorraine, omdat jy nou so lanklaas in die kerk was, sal jy nou vir ons moet help vanoggend. Want Lorraine doen mos nou forensiese analise. So sy kan goeters oorweeg en bevind. En nou as 'n mens nou getroud is met iemand, dan is jy lief vir daardie persoon. En dan wil jy graag jou liefde wys. Veral nou as dit nou jou eerste huweliksherdenking is, dan wil jy nou hierdie liefde wys. En toe het ek nou gedink, maar ek gaan nou vir Lou help, vir in case hy nou vergeet het, gaan ek nou vir Lou help met persentjies. Maar ek het nou 'n paar persentjies, en Lorraine, jy moet nou vir my help, dat ons nou die regte persentjies wat Lou nou vir mense kan gee. Okay. Kijk, die eerste persentjie waar ek gedink het, is 'n greinerlem. Nie so van as nie, man, dis 'n handige ding nie. Ek werk elke dag met so 'n ding. Jy kan met hom eisters afsny en kante rond maak, laat jy nie seema. Lyk my Lorraine is redelik adamant, 'n greinerlem. Nee, sorry Lou, lyk my nie, dis dit nie. Hier's 'n rolletjie insulation tape. Nog steeds nie. Nee man, maar dis belangrik die, want as jy nie die drade toemaak nie, kan jy sjok. 'n Mens kan dit mos nou vir die huis ook gebruik, ek weet nie vir wat nie, maar jy kan mos nou die huis ook goed aan mekaar vasmaak en so. Kyk tog. Ek dink die fout wat ek maak is, ek dink nou soos 'n man. Lyk my, dis die fout. So ek het kombuissponsies. Dit moet werk. Ja, want sy gaan mos nou skorrelgoed, was jy nie skorrelgoed? Ja, sy was skorrelgoed, dit mos nou 'n goeie ding, man. En Lou gaan net vir haar nog liewer wees. Ok, dan is hier 'n botteltjie lyfolie wat blykbaar lekker ruik. En ruik nogal lekker. Nou maak jy so. Is dit nou 'n goeie liefdespersie? Die Lorraine sê hierdie is 'n goeie liefdespersie. Nou Lou, jy moet nou asseblief net hierdie botteltjie olie kom haal, dat jy vir Mieske die olietjie kan gee. Mieske, dis nou van Lou af hoor, is nie van ons af hoor. En dan vat jy, dis nou vir Mieske, en dan vat jy net hierdie sponsies en jy gee dit vir Lorraine, want ek dink sy moet ook bietjie skorrelgoed was, want sy was daar nou baie lelik met my ander persente. Nou gaan ons kans gee dat Lou gaan sit en die olie gee, en dan gaan sy vrou vir hom 'n soentjie gee. Daar is hy, ok. Ons gaan ook vanoggend stil staan by 'n baie besonderse gedeelte in die Bybel waar iemand ook liefde aan Jesus bewys het. Maar voor ons by die preek kom ons sluit net eers ons oë in gebed. Ons liefdevolle God en Hemelvader, Here, baie dankie vir die voorreg van gemeente wees, van 'n geloofsgemeenskap waar ons met mekaar kan deel ons vreugdes en ook ons swaar kry. Baie dankie, Here, dat dit in U wysheid so was, dat ons nie alleenig nie, maar saam met mekaar hierdie paadjie saam met U kan loop. Here, baie dankie vir die geloofsgemeenskap Noorderharts. Here, baie dankie dat ons ook vanoggend by ons het vriende wat ver is. Vriende wat ons vanoggend help. Here, baie dankie vir U liefde en U genade. Here, dis lydenstyd en ons dink aan dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Hierdie verskriklike week waar U deur soveel beproewinge is, waar U soveel verraad en haat moes beleef. En dit, Here, dit ter wille van my swakhede en my sonde. Here, ons staan in diepe verwondering.
Here, ons bid ook vanoggend spesiaal vir almal wat ook nou pyn en verlies beleef. Here, ons dink aan al ons ou mense. Ons dink in besonder aan Willie en Rina. Here, wat op hierdie laaste reis in hulle lewens saam is. Here, ons bid vir u vertroosting en vir u begenadiging en vir u bemoediging. Ja, Here, ons dink ook met goeie herinneringe aan Tannie Rini Libbe. Here, en ook die rol wat sy in die groter gemeenskap gespeel het. Here, ons vra ook dat u haar familie sal vertroos. Here, ons dink ook aan ons jong mense. Hulle wat nou hard gewerk het en die eerste kwartaal klaar het. Here, dat hulle ook hierdie welverdiende ruskansie sal kry. Ja, Here, en vir die oumas en die oupas wat nou moet reg staan, Here, gee ook vir hulle krag daarvoor. Wat 'n voorreg om ook die klein goed te kan beleef. Here, ons vra dan nou dat u woord sal oopbreek, dat u in ons harte sal praat. Here, ook oor hierdie wonderlike daad van liefde wat aan Jesus verwys is. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Matteus 26. Ons is nou by die Woensdag van die lydensweek van Christus. Ons het stil gestaan by Jesus se intog, die Sondag. Die Maandag was 'n bietjie van 'n blou maandag in die tempel, want Jesus het gegaan en die tempel skoon gemaak. Dinsdag was daar hierdie geweldige konfrontasie tussen Jesus en die tempelleiers, wat natuurlik nou nie bly was oor Maandag se skoonmakery nie. En nou is ons by Woensdag. En Woensdag is 'n stiller dag. Daar gebeur nie baie groot goed nie, maar daar gebeur geweldige belangrike goed agter die skerms. Dit is amper asof daar so 'n blaaskansie vir Jesus in hierdie moeilike week is. Maar agter die skerms gebeur 'n klomp baie belangrike goed. En dis dan die dag, volgens Matteus, waarop 'n vrou vir Jesus salf. Maar kom ons lees die gedeelte. Julle gaan sien, ons lees eers ietsie oor die leierpriesters en hoe hulle oor Jesus voel. En dan gaan ons na die gedeelte toe van die vrou wat Jesus salf, en dan sluit ons weer af met Judas se verraad. Matteus trek eintlik met die manne so half 'n rampie om hierdie vrou se salwing. Dis eintlik om die kontras tussen dit mooi vir ons te teken. Maar kom ons lees saam Matteus 26, die sameswering teen Jesus. Toe Jesus al sy redevoerings voltooi het, het hy vir sy disippels gesê: "Julle is bewus daarvan dat die Pasga oor 2 dae plaasvind en dat die Seun van die Mens oorgelewer gaan word om gekruisig te word. In daardie tyd het die leierpriesters en die familiehoofde van die volk in die amptswoning van die hoëpriester met die naam Kajafas vergader. Hulle het saam planne beraam om Jesus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het egter gesê, nie tydens die fees nie, sodat daar nie 'n oproer onder die volk ontstaan nie." Toe Jesus in Betanië in die huis van Simon die Melaatse was,
het 'n vrou na hom gekom met 'n albasterfles baie kosbare reukolie en dit oor sy kop uitgegiet, terwyl hy vir ete aangeleen het. Toe die disippels dit sien, was hulle verontwaardig en vra, waarom hierdie verkwisting? 'n Mens kon dit vir baie geld verkoop het, wat aan die armes gegee kon word. Toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom maak julle dit vra moeilik? Sy het immers 'n goeie daad aan my gedoen. Die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Toe sy hierdie reukolie oor my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Amen, ek sê vir julle, waar in die hele wêreld oor al hierdie evangelie, waar in die hele wêreld ook al hierdie evangelie verkondig word, sal daar ter herinnering aan haar vertel word van wat sy gedoen het. Toe het een van die 12 met die naam Judas Iskariot na die leierpriesters gegaan en gesê, wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer? Hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. Van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Ons gaan net gou eers kyk, hoe vaar die manne in hierdie Woensdag? Wat doen die manne? En ons staan heel eers stil by die leierpriesters. Nou ons moet verstaan dat hierdie leierpriesters was nie baie tevrede met Jesus se optrede in die tempel. Hy was vir hulle 'n probleem. Hy was vir hulle 'n bedreiging. En daarom kom hulle in Kajafas se paleis bymekaar. Sommige gou so 'n bietjie 'n agteraf vergaderingkie, want ons moet van hierdie probleem ontslaa raak. Miskien wou hulle net die volk beskerm. Want sien, hulle probleem is, hulle is deur die Romeine aangestel. So hulle moes 'n baie mooi politieke spel speel tussen die Romeine en die volk. En hierdie Jesus kom bedreig hierdie harmonie waarin hulle lewe. En dit is ook so dat net 30 jaar voor Jesus daar was daar so 'n oproer. 2 priesters is tydens so 'n fees dood en dit het gelei tot 'n oproer wat die Romeine toe met geweld onderdruk het. En 3000 van die Jode is deur die Romeine doodgemaak. Miskien wou die geestelike leiers net die kerk van die tyd beskerm. Maar dan moet ons mooi lees wat sê Matteus. Matteus sê, hulle wou op 'n slinkse manier van hom ontslaa raak. Want sien, die probleem met hierdie kerkleiers was dat hulle was tot in hulle diepste wese korrup. Kajafas was op daardie stadium die hoëpriester. Sy skoonpa Annas het letterlik bendes gehad wat jou 10de by jou op die land kom haal het. En as dit nodig is met geweld. En natuurlik met 'n klein administratiewe fooitjie vir die geweer se patrone en hulle lorries se diesel. 'n Totaal korrupte kerkleierskap word gekonfronteer deur Jesus. En Jesus is vir hulle 'n bedreiging. En so op hierdie Woensdag besluit hulle Jesus moet sterf. Die groot hoëpriester waarvoor hulle nog al die jare wag. Daardie priester mis hulle en verraai hulle. Die volgende man in die verhaal
is Judas Iskariot. Hy was deel van Jesus se binnekring. Nou ook sy motiewe kon dalk meer edel gewees het. Want sien, daar was 'n groep wat verskriklik graag van hierdie Romeine ontslae wou raak. Hulle was die Zelote. Hulle was die vryheidsvegters van die Jode wat deur die Romeine onderdruk is. En miskien was dit Judas se motivering. Ons moet ontslae raak van die Romeine en hier het ons iemand wat magtig is en wat dit kan doen. Maar ook help Matteus ons reg met Judas se motivering. Wanneer hy na die priesters toe gaan, dan vra hy, wat gaan julle my gee vir hierdie man, dat ek hom aan julle uitlewer? Miskien wou hy gehad het, dan moet 'n konflik kom, sodat Jesus geforseer is om hulle te bevry. Maar eintlik gaan dit oor geld. Eintlik is Judas net daar, omdat hy die minister van finansies in hierdie groep is, en hy 'n bietjie daaruit kon kry vir homself. Op die ou einde is die prys vir die hemelse verlossing 30 silwerstukke. Dis ook die prys vir die lewe van 'n slaaf. As ons in Deuteronomium lees met die ou Joodse wette, as jou os 'n ander ou se slaaf doodtrap, dan skuld jy hom 30 silwerstukke. En vir 30 silwerstukke verkoop Judas Iskariot sy verlosser. Die volgende groep is die disippels. Die disippels vaar ook uit toe hulle sien hierdie vrou gooi hierdie dierolie oor Jesus uit. Hierdie was seker eintlik vir Jesus die grootste seer. Hierdie manne met wie hy al vir 3 jaar pad stap, wat die apostels van sy nuwe kerk moet word, wat nou al bietjie geestelike insig moet hê, hulle mis dit wat hierdie week gebeur totaal. Hulle kry darm punte, want hulle is besorg oor die arme mense. Maar hulle mis geheel en al wie Jesus is. Hierdie baie duur olie, daar's ouens wat uitwerk dat dit iets so 7500 etes met hierdie olie se geld gekoop kon word. Nou, die van julle wat nou laas weekie was, toe was ons omtrent 100 mense, so as ons dit nou wil in ons terme hê, dan is dit nou iets soos 75 gemeente etes se geld. Dis hierdie waarde van hierdie olie, wat hierdie vrou op Jesus uitgooi. En die woord wat die disippels gebruik, is verkwisting. Om hierdie olie op hierdie persoon te gebruik, is om te mors. Dit sê iets van hoe hulle dink oor die waarde van Jesus Christus. Sien, hulle is besorg oor die armes, dis goed en nice. Maar besef hulle wie sit hier by hulle? Besef hulle wie Jesus is? Duidelik nie, want dit is vir hulle verkwisting om hierdie olie op Jesus te gebruik. 'n Mens kan maar net wonder, as dit dan nou nie die Here was wat daar gesit het nie, as dit nou dalk nou Dawid was, sou hulle ook so ontsteld gewees het, of sou dit vir hulle meer geregverdig gewees het om dit te doen. Maar vir hulle is dit 'n verkwisting. Dit sê baie oor die waarde wat hulle heg aan die Here.
En dit bring ons by die vrou in hierdie verhaal. Dit is interessant dat Matteus hou dit anoniem. En as jy nou enige van die kommentare gaan lees, dan sê almal, dis Maria, die suster van Martha. Nou dit kan wees dat Matteus haar anoniem hou, omdat sy nog geleef het, toe hy die Matteus Evangelie geskryf het, en die kerk in daardie stadium vervolg is. Maar dit kan ook wees dat Matteus nie haar naam noem nie. Dit aspres anoniem hou, sodat die plek van haar naam oop is, sodat ek en jy ons name daar kan inskryf. Dit was ook 'n gebruik van die ou skrywers, ou Joodse skrywers, om die plek oop te los, sodat jy ook 'n keuse kan maak en jou naam daar kan inskryf. Hulle sien die vrou het ook soos die manne Jesus se waarde bepaal. Gekyk, wie is Jesus vir haar? Maar sy kom by 'n heel ander sommetjie uit as die manne. Haar waardebepaling sê dat Jesus vir haar van onskatbare waarde is. Tannie Berna het nou vanoggend haar ouma se lappie hiervoor oopgegooi. En dit is so dat as iets baie waardevol is, dan gee ons dit vir die volgende geslag. En hierdie albasterfles nardesolie was so iets. Dit was 'n erfstuk. Dis eintlik nie vir jou om te gebruik nie. Jy gee dit aan. Dis hoe waardevol dit is. Ek het nou gister die blou Mercedes so uit die spinnerakke uitgerevers, in dorp toe gery, of hier na Magogong toe gery, en daar by GWK, toe kry ek die eerste aanbod op my blou Mercedes. En toe moet ek vir die ou verduidelik, nee, hy is nie te koop nie. Hy het nie 'n prys nie. En dis die prys waarby Maria of hierdie vrou dan uitgekom het. Jesus het nie 'n prys nie. Dit wat vir my die waardevolste is, kan ek gebruik op Jesus, om hom te vereer, om my liefde aan hom te toon. Dit moet absoluut pryslose waarde hê, voor dit goed genoeg is vir Jesus. Daar's ook 'n baie belangrike teologiese aspek van dit wat sy gedoen het. Jesus vertel vir ons, Jesus interpreteer dit so, ons weet nie of sy dit so bedoel het nie, maar dis die waarde van dit wat sy moes doen. Dis die Woensdag. Donderdag is die Pasga, die laaste keer saam met die disippels gevier, en Vrydag word Jesus Christus, die groot hoëpriester, die offer vir ons sondes. Van hier af is alles wat Jesus doen, tot en met die Vrydag toe, sy priesterlike amp. En wat doen hierdie vrou? In hierdie oomblik salf sy die groot hoëpriester tot priester. Dis die wonder van wat hier gebeur. Ek dink nie sy dit besef nie, maar dis wat die Here ervaar het. Wanneer hy sê dat sy hierdie aan my liggaam gegooi het, met die oog op my begrafnis, dan sê Jesus letterlik, sy salf my as die offer vir die wêreld. So word hierdie Woensdag, wat eintlik 'n stildag is, hierdie absolute wonder. Ons het nie genoeg inligting om te weet hoe het Maria of hoe het die vrou gedink nie. In elk geval die helfte van die mense op die aarde verstaan in elk geval nie hoe vrouens dink nie.
Maar ons weet nie hoe het sy gedink nie. Ons kan wel agterkom dat hierdie onmagtige vrou, want die vrou was onmagtig in daardie tyd. Hierdie onmagtige vrou het die almagtige verlosser raak gesien. Hierdie verontregte vrou het die regverdigmakende Jesus Christus raak gesien. Hierdie vrou het in Jesus se voorspelling van sy kruisiging en dood haar verlossing en haar ewige lewe raak gesien. Een ding is seker, en dit weet ons wel, dat sy uit liefde niks teruggehou het nie, maar haar waardevolste gegee het vir hom wat alles vir ons gegee het. Matteus 26 dwing ons ook om tot 'n waardebepaling van Jesus te kom in ons lewens. Wie is Jesus vir my en vir jou? Is Jesus 'n bedreiging vir my eie selfstandigheid, vir my eie posisie? Dis soos die kerkleiers hom ervaar het. Ja, Here, as ek tyd het, sal ek kerk toe gaan. As ek tyd het, sal ek iets vir u doen. Maar nou is ek besig, want ek het nou my dinge om te doen. Here, moet tog nie in my paadjie kom nie, want dan moet ek u uit my pad uitstamp. Of is Jesus daarom vir ons ietsie goeds om te doen, soos vir die disippels, ietsie om terug te gee, sodat ek nou nie hoef skuldig te voel oor al die mooi dinge wat ek het nie. Christen wees en kerk toe kom is daarom die goeie, mooi Christen ding om te doen. Is Jesus daarom 'n faset van my lewe, wat die mooi en die goeie Christen ding is om te doen? Is Jesus net vir my wins? Dien ek hom net omdat wanneer ek die Here dien, dit dan met my sal goed gaan? Dan is ek mos maar net soos Judas Iskariot. Dit gaan eintlik nie oor Jesus nie, maar oor dit wat ek daaruit kan kry. Of is Jesus vir my, soos vir daardie vrou, die een wat alles gegee het, sodat ek kan lewe, en ek nou my alles sonder reserve en terughou vir hom kan gee? Dis die vraag van Matteus 26, en gaan die toekoms ons onthou as die manne wat Christus gemis het, of gaan die toekoms ons onthou as die een wat 'n goeie daad aan hom gedoen het? Amen. Ja, Here, U is ons alles. U is die rede waarom ons die lewe het en dit in sulke oorvloed. Ja, Here, U het niks teruggehou nie. Here, ons wil ook niks terughou nie. Maar ons self volkome aan U gee. Volkome in hierdie verhouding wees met alles. Here, ons wil nie op 'n troon sit, maar ons wil vir U op ons troon sit, sodat U in beheer kan wees. Here, U is nie net 'n faset van ons lewe nie, U is ons hele lewe. Elke deel daarvan is aan U gewy. Ja, Here, selfs al is dit nie vir ons 'n wins nie, is U nog steeds vir ons alles. Here, ons kan net soos Maria soveel jaar terug ook net vir oggend vir U kom loof en prys.
Here, en ons self opnuut aan U kom gee. Here, as 'n offer. Here, al ons waardevolste items is U se. Here, want hoe kan ons dankie sê vir dit wat U gegee het? Hoe kan ons ooit terugbetaal vir dit wat ons uit genade ontvang het? Here, ons kan U net loof en prys. Here, en ons kan net vir die wat om ons is sê, Christus is ons alles en ons Here. Here, baie dankie vir die asemrowende God wat U vir ons is. Amen. Daar's nou geleentheid vir ons dankoffers. Gaan leef nuut, want julle is in Christus en daarom is julle 'n nuwe skepping. Gaan leef verbonde aan God, omdat God in Christus die wêreld met homself versoen het. En gaan deel deur die Heilige Gees die goeie boodskap, want hy het aan ons die boodskap van versoening vertrou.